En ons praat nou baie keer oor goeders en oor kerk en die doel van die kerk en wie die kerk is. En mense het verskillende opinies, verskillende verwysingsraamwerke en mense het hulle eie agtergrond en hulle versekerde mense wil hulle hê kerk moet so wees en kerk moet so wees. Dan moet so gepreek word en solank dit moet wees en Engels en Afrikaans en koortjies, liedjies, liedere, alles wat moet gebeur. En dan en ek en Chrissy, veral ons praat baie oor hierdie verskriklike essensiële belangrikheid van om kerk te wees en om reg kerk te wees in die tyd waarin ons lewe. En dat ons wil graag hê almal moet goed voel en lekker voel en welkom voel en al hierdie dinge is mooi en reg. Maar dan lees ek hier die Bybel en ons is besig om deur die Bybel te lees in die Ou Testament en lees selfs in die Nuwe Testament. Dat die Bybel sê vir ons selfs daar in Handelinge 5 dat mense was bang gewees. Hulle was bang gewees om deel te word van God se kerk. Omdat daar goed gebeur het, in daai geval Ananias en Safira wat dood neergeslaan het in die kerk. Dan nog ek wil nou nie hê iemand moet doodgaan nie, asseblief. Maar die punt is net, dit gaan vir my oor 'n eerbied, oor 'n respek, oor aanbidding, om te verstaan wie God is, en dat dit is so dat ons 'n familie is, en die familie moet wees, en dat die Here moet ervaar word in sy heiligheid, in sy grootheid, en alles vloei vanuit dit. En dat daar geen kompromie aangegaan kan word, aangegaan moet word, geen devalidering, devaluing, om God se karakter enigstens te probeer inpas by die kultuur en wêreldkultuur, wil ek amper sê, wat aan die gang is, en kultuuroorloë wat besig is om plaas te vind, en al die ander goed wat dan daarmee saamgaan. Dan is my gebed net vanmôre in my hart terwyl ek hier staan, en dit is dat mense God se hart sal verstaan, en dat ek en jy as kind van God sal weet hoe kosbaar jy is vir die Here, en dat daar niks tussen beide sal kom om die God wat ons aanbid, sy hart, sy optrede, en ek wil net vinnig daaroor 'n bietjie gesels, om te verstaan waar die mens vandaan kom en waarheen ons op pad is, en dat elke siel vir die Here so kosbaar is, en dit is dat al sou Johan vanmôre die enigste mens gewees het op hierdie aarde wat leef, dan sou Jesus nog vir hom kom sterwe het. Dis hoe kosbaar die siel van die mens is. En dis wie ek en jy moet weet wie ons is, en dat God 'n familiemens is, dat God 'n Vader is, die God van Abraham, Isak en Jakob, word later in die Ou Testament dan ook genoem die Vader. Die Vader uit wie, deur wie en tot wie alle dinge geskape is. Nou wat tans aan die gang is in die wêreld, ons moet dit net in perspektief sien en aanhoudend in perspektief hou. En dit is dat oorloë, luister nou mooi vanmôre my broer en suster, gaan nie ophou nie. Hongersnood gaan nie ophou nie. Nou weet ek, daar is nou dalk 'n bietjie vrae en kan 'n reaksie wees. Moord en doodslag gaan nie ophou nie. Vigs gaan nie ophou nie. Want die Bybel sê dit gaan nie ophou nie. Die vrederyk
En die 1000-jarige vrederyk gaan eers kom nadat Jesus teruggekom het. Daar gaan nie 'n vrederyk wees. Want Jesus moet terugkeer en hy gaan op die troon, sy troon, sy regmatige plek sit en ons gaan saam met hom 1000-jarig regeer op hierdie aarde waar die Satan, die profeet en die dier reeds in die poel van vuur gewerp is. Nou is die vraag dit, wat doen ek en jy in die tyd waarin ons lewe? Daar's trane, daar's smart, daar's moord, daar's doodslag. En die ding is, Jesus het gesê, Matteus 24, dat in die laaste dae gaan hierdie goed gebeur. Daar gaan valse profete wees, daar gaan antichriste wees, die antichrist sal manifesteer op sy tyd. Nou hierdie is nie 'n doem prediking nie. Hierdie is nie doem wat ons nou oor die mensdom uitgiet nie. Die punt is net dat die Here sê vir ons in sy woord dat daar gaan verdeeldheid kom. Staan dit in die Bybel? Of wil jy nie hê dit moet daar staan nie? Dit staan in die Bybel. Amen. En daar gaan wolwe tussen die skape inkom. Daar gaan duisternis in die kerk inkom. Ek praat van die kerk. En dis hoekom ons moet waaksaam wees en nugter wees, want die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu om te soek wie hy kan verslind. So, dis nou 'n bietjie op 'n, ek wil nie sê dit is 'n negatiewe punt nie, maar dit is net eenvoudig waar ons onsself bevind in hierdie tyd. So God is 'n familieman. Donald Trump is nie die Messias nie. Nou Donald Trump doen baie mooi goed en hy het profete en hy het mense wat in sy lewe inspreek en hy doen baie mooi dinge en Elon Musk en sy hele raadsman, komitee, raad of wat ook al, gee vir hom baie mooi raad en hy is besig om te doen wat hy kan doen en hy wil oorloë stop. Maar hy is nie die Messias nie. So ons moenie ons hoop op Donald Trump sit nie. Sê saam met amen. We must not put, Junior, where are you going? Can you not understand? Hey brother, I will start speaking Zulu now, man. Just to keep you inside. Kosi sikalele Afrika. Amper ken ek ook nou nie as die volkslied nie. Alright. Maar ek moet Afrikaans, Engels en amper in vreemde tale praat, hier waar ek staan, om almal gelukkig te hou. So verstaan nou vanmôre hierdie gedagte, en dit is waar die evangelie inkom, en dit is waar ons vandag onsself moet bevind, en ons moet onsself in perspektief sien. So ek dink, sit net vir ons daar Numeri 17 op die bord, en dan wil ek net vinnig deur hom lees. Okay. Paulus sê ons moet deur baie verdrukking in die koninkryk van God ingaan. Paulus skryf aan Timoteus, hy sê in die laaste dae gaan daar vadermoordenaars wees, daar gaan oorreders wees, daar gaan mense wees wat skinder, daar gaan homoseksuele wees, daar gaan dronkaards wees. Daar gaan meer liefhebbers, mense wees wat meer lief is vir hulle self as vir God. Mense wat God gaan verwerp, gees van die antichrist. Dis die laaste dae, so die goed gaan nie verdwyn nie, want die Bybel sê dit is die laaste dae, en dit is die goed wat toeneem. Die ongeregtigheid neem toe, en alles wat daarmee gepaard gaan. So, ons moet net sout wees, en ons moet lig wees. Sê saam met my amen. Goed, so ek gaan nou lees, laat ek maar die Engels lees,
moenie wag nie, laat hy net rol, anders gaan ons te lank vat. The Lord spoke to Moses saying, gaan aan, dankie, speak to the people of Israel and get from them staffs, one for each father's house, from all their chiefs according to their fathers' houses, 12 staffs. Write each man's name on his staff, and write Aaron's name on the staff of Levi, for there shall be one staff for the head of each father's house. Then you shall deposit them in the tent of meeting before the testimony, where I meet with you. And the staff of the man whom I choose shall sprout. Thus I will make to cease from me the grumblings of the people of Israel, for they grumble against you. Moses spoke to the people of Israel, and all the chiefs gave him staffs, one for each chief according to their fathers' houses, 12 staffs, and the staff of Aaron was among their staffs. And Moses deposited the staffs before the Lord in the tent of the testimony. On the next day Moses went into the tent of the testimony, and behold, the staff of Aaron for the house of Levi had sprouted, and put forth buds, and produced blossoms, and it bore ripe almonds. Then Moses brought out all the staffs from before the Lord to all the people of Israel, and they looked, and each man took his staff. And the Lord said to Moses, put back the staff of Aaron before the testimony to keep as a sign for the rebels, that you may make an end of their grumblings against me, lest they die. Thus did Moses, and the command, as the Lord commanded him, so he did. And the people of Israel said to Moses, behold, we perish, for we are undone, we are all undone. Everyone who comes near to the tabernacle of the Lord shall die. Are we all to perish? Goed, dis die laaste versie. So dit is nou daar in Numeri. Nou lees ons deur die Bybel soos wat ons nou al gekom het. En ons sien waar het alles begin in Genesis. Die derde hoofstuk waar die mens in sonde geval het. En hoe God van daardie oomblik af, die Vader wat hy is, die Pa wat hy is, dit is wat Elohim ook beteken. En dit is ook wat Abba beteken, en die afkorting in Hebreëus Ab, wat Vader beteken. Hy is die oorsprong van alles, en van die mens spesifiek wat in sy gelykenis geskape is, en God is 'n familieman. Goed, God is 'n familieman. Julle moet nou nie so neerslagtig lyk nie. Moenie worry nie. God is met ons. Amen. Dit is 'n kwessie van ons lewe in 'n tyd waar die Bybel in vervulling gaan in elke aspek. En nou wil ek maar net vir jou sê, moenie bekommerd wees nie. Openbaring 22 is 'n boek waar ons wen. Amen. Hoofstuk 19 kom. Die ruiter op die wit perd kom. Maar daar's vals vrede wat nou besig is om verkondig te word. Daar's 'n rooi perd wat hardloop, moord en doodslag, die bloed loop dik. Daar is 'n valperd, daar is 'n swart perd. Daar's 'n dood en 'n doderyk wat mense insluk terwyl ek en jy hier sit. Sê saam met my amen. Daar is hongersnood reg oor hierdie wêreld. So moenie in 'n illusie leef nie. Die goed gebeur, want as jy die Bybel lees van die begin af, dan verstaan ons hoekom goed gebeur. Is omdat die wêreld, die mense God verwerp.
is omdat God se mens wat in sy gelykenis geskaap is, God verwerp. En ons lees dit oor en oor, en ek staan nou vanmôre hier voor julle, en ek weet wat is genade, en ek sal dit verduidelik wanneer dit nodig is, maar jy sal nooit die diepte en die wyte en die grootte en die krag van genade in sy volheid verstaan, as ons nie verstaan wat is sonde nie. En jy kan nie om sonde preek nie. Jy kan nie om die duiwel preek nie. Dis hoekom daar leerstellings is, daar is nie meer hel nie, en daar is nie 'n duiwel nie. Daar is nie iets so sonde meer nie. Volmaakte werk van Jesus het klaar plaasgevind. Maar daar het nou gebeur. Die vyand lê en loer voor die deur, Genesis 4, en sy begeerte is na jou, sê God vir Kain. En Kain het teen God gerebelleer, dis hoekom God nie sy offer aanvaar het nie. En Kain is gemerk, en daar is nou weer baie daaroor te sê, maar die punt is net, van daai oomblik af, het die Here begin werk, want God laat hom nie onkant vang nie, God is soewerein. Luister my broeder en suster, God is heilig, is 'n groot gedagte. God is afgesonder, God is in homself, God is in 'n ander dimensie, God is God. Hy onderhou homself, God het niks nodig nie, hy het nie ons geld nodig nie, God het nie 'n bees nodig om te eet nie, God het nie 'n huis nodig nie. Luister, God is gees. God onderhou jou en my terwyl ons vanmôre hier sit. Die asem wat jy haal kom van God af. God is onveranderlik. So God kan jou nie minder lief hê nie, en hy kan jou nie meer lief hê nie, maar dit hang af wat jy met sy liefde maak. Amen. Dit is 'n kwessie van God het alles in beheer, en dit is hier waar ons sukkel en die mens nie lekker goeders verstaan nie. As ons deur Job lees wat ons gelees het, en ons lees deur hierdie hele verhaal tot nou toe, strek hier in Numeri, en dan terwyl ons dit lees, dan sal die duiwel die woord gebruik om God te diskrediteer. Hy sal die woord gebruik om jou in opstand te bring teen God. So wees waaksaam. Maar die punt is wat ek en jy moet verstaan is, dat alles wat God is, alles wie hy is en wat hy doen, God is in beheer. Daar's niks in God wat jou haat nie. Daar's niks in God wat jou wil verwerp nie. The only problem is that God over and over it, God says to us through His word that you must attend to my word. Attend to my word. Doen wat ek sê. Jy sien, die evangelie is 'n doen evangelie. It's a gospel that you have to do. En nou sien ons hoe dinge gebeur. Nou kom die mense in opstand, hulle rebelleer. Nou op incident. Vir die Engelse broeders. Happening after happening, people reject God. En dan gryp God in. En dan sterf die duisende. En dan kom daar wat God nou vir hulle gesê het, die rituele, onthou nou die wette, en onthou die siviele wette, die seremoniele wette en die morele wette. Maar in hierdie wette, in hierdie hele stelsel, van nadat die tabernakel gebou is, en die tent van samekoms, daar moes bloed vloei. Daar moes bloed vloei. Daarom toe Adam en Eva in sonde val, het God 'n dier geslag, en hy het die mens aangetrek. Daar het bloed gevloei direk na die sonde van Adam, en God het hom aangetrek, het die mens aangetrek,
want hulle het mos nou nie geweet hulle is naak nie. Wat maak sonde? Hy laat jou besef jy's naak. En wat maak selfregverdigheid, selfgeregtigheid? Wat maak pride? Jy wil jouself aantrek. Maar jy kan niks anders aantrek wat jou voor God kan laat staan anders as die kleed van geregtigheid van die Here Jesus Christus nie. So, regdeur die Bybel, veral hierdie eerste paar boeke, sien ons dan hoe God opgetree het oor sonde en bevele gegee het. En hulle moes dit op die letter uitvoer. En hy het leviete daar gestel. En die Bybel sê hy het die leviete as 'n geskenk gegee vir die volk, om die volk te dien. En die leviete het die priesters in staat gestel om die bloed en alles wat geslag is, elke dier, elke offer, verskillende offers en reiniging, en dit is so wonderlik hoe die evangelie deurkom in die wette en die bevele van God. En dit is dat die priesters moet dan nou met hierdie offers, spysoffers en met hierdie reinigingsoffers, soenoffers, brandoffers en alles moes hulle versoening doen, en hoe hulle dan moes deurgaan met die reukofferaltaar, hoe hulle moes ingegaan het eenmal 'n jaar in die allerheiligste in, en dan die bloed op die altaar se versoendeksel, the mercy seat, they had to sprinkle the blood, and there, between the cherubims, on the mercy seat, mercy triumphed over judgment. The tables, the 10 commandments was in the ark of the covenant. And from there, when the blood was sprinkled, the Shekinah glory manifested, and God spoke from between the cherubims to the high priest. So dit keer op keer gebeur, ja, eenmal 'n jaar het dit presies net so gebeur. En die hele idee van God, sy hele motief, dit wat hom gedryf het, is omdat hy 'n vader is, omdat hy 'n familieman is, wil ek dit so sê, het hy alles gedoen om hierdie verhouding met die mensekind, met sy menslike familie, wat in sy gelykenis geskape is, om daai verhouding te herstel. En dan slaan dit net my hart op die kop, elke keer, dat ek sien hoe die volk optree. Hoe die verspieders opgetree, the spies, they went into the land of Canaan and they came back negatively. Caleb and Joshua had another spirit within them. En die Bybel sê die 10 spioene het God verag, hulle het sy woord verag. Ons moet daai goed raak lees. Jy sien, hulle het gemurmureer, they moan. Vroeger jare was daar 'n Springbok moaner van Heerden. Hy het die bynaam gekry want hy het gemoan. Ek weet nie hoe hy Springbok geword het, maar hy het goed rugby gespeel. Maar die punt is, die realiteit was, they murmured against God, and the crux, die kern van murmurasie is, om te murmureer is ongeloof. En ons lees dit in die Bybel, ek kan nou nie by al hierdie goed stil staan nie, maar die Bybel sê, hulle het God nie geglo nie. Dit is wat gebeur as mense murmureer. Dit is wat gebeur as ons God nie glo, en as die kerk God nie glo nie. En die Bybel sê vir ons uitdruklik, as daar ongeloof is, dan gebeur daar baie dinge in die hart en in die lewens van die mens. En waar daar ongeloof is, luister my broer, ek sal oor hier goed graag wil preek, maar die punt is net, waar daar ongeloof is daar vrees. En as daar vrees is, dan is daar niks wat God se hand kan beweeg nie. En dan tree God in en mense gaan dood.
En dan is dit 'n kwessie van, op die einde van die dag, moes daai hele, mense vra die vraag, hoekom moes daai geslag sterwe? God wou nie ongeloof in Kanaan invat nie. God wou nie vrees in Kanaan invat nie, want daar is 'n vyand daar wat moet uitgewis word. En vreesagtige mense wat God nie glo vir wat hy is en wat hy sê in sy woord hy is nie. God het oor en oor vir hulle gesê, en dit is juis met die 10 spioene, dan sê die Bybel vir ons, Caleb het gesê, ons kan die land vat, want God is met ons. Jy sien? En dan is dit dieselfde taal wat ons gebruik in die Nuwe Testament, Immanuel. Hallo? God is met ons. Maar vir my is dit 'n kwessie van, ons het op 'n plek gekom, waar ons nie net moet verse quoteer nie. Ons moet die geloof, wat daai vers krag gee, die toepassing van elke vers, as ons dan sê, God is met ons, en God is in ons, en hy wat in ons is groter as hy wat in die wêreld is, dan moet ons nie optree asof ons nie glo nie. Want God is 'n beloner vir hulle wat hom glo. En daarom is dit so, dat God gaan na sy kerk kyk, Lukas 18, as Jesus kom, gaan hy geloof, hy gaan die geloof, persoonlike voornaamwoord, hy gaan die geloof op die aarde vind. Dit is 'n feit. Maar wat ons nou vanmôre hier gelees het is dat hulle kom toe op 'n plek na al hierdie duisende mense doodgaan. Ja, dit is net verskriklik. Dit is net verskriklik. Hier sterf Korag, Datan, Abiram. Hulle daag God se gesag uit. Moses kom nou mos na 'n lang pad. Kom van die braambos af. Wonderstekens, al hierdie goed het plaasgevind. En elke keer dan raak die volk opstaan. Wie is julle nou, Moses en Aaron, dat julle nou oor ons wil baas speel? Hoekom het julle ons nie gelos? En dan noem hulle sommer Egipte, die land wat oorloop van melk en honing. Kan jy dink? Hy sê, nou het julle ons daar uitgehaal. En nou is ons nou weer hier in die moeilikheid. Want nou gaan die mense nou weer dood. Wie dink julle is julle? Julle praat net van 'n land van melk en honing, maar julle bring ons nie daarin nie. Toe sê Moses, nou oké, kry vir julle 4 panne. En die Bybel noem hulle sommer toe 'n bende. En hulle kry 4 panne en hulle sit vuur daarin en hulle sit reukwerke op. En dan sê God vir Moses, oké, sê vir Korag en sy bende, môre gaan ek vir hulle nou wys wie is heilig. Kom voor die aangesig van die Here, kom by die tent van samekoms. Hoekom noem ek hierdie goed? My broers en susters, ek wil net vanmôre vir u sê, ons het nie 'n God waarmee ons kan speel nie. Al was daar 'n kruis. Hoor my vanmôre. Al was daar 'n kruis op Golgotha, die kerk en die Christene moenie 'n evangelie verkondig wat respekloos is en eerbiedloos is en met God se genade wil speel nie. Want die Bybel sê God verander nooit. Luister nou mooi vanmôre my broers en susters. Die genade wat God in en deur Christus Jesus aan hierdie wêreld getoon het God nog nooit verander nie. God bly dieselfde God van die Ou Testament. God bly dieselfde God van die Nuwe Testament. Al wat genade doen is, ek en jy sou al dood gewees het. Hallo? Maar God haat nog steeds sonde. En wanneer ek hierdie goed preek, dan is dit, hoekom ek dit preek, en dit is, dat as ons terugkom, en ons verstaan dat as Jesus op die berg sit, en hy preek die bergpredikasie, wat koninkryk beginsels is, dan preek hy nie die 10 gebooie nie, hy preek iets erger. Want in die Ou Testament, as jy oorspel gepleeg het, is jy doodgegooi met klippe.
Wanneer het jy oorspel gepleeg? Wanneer jy fisies met iemand anders se vrou gemeenskap het. Op die bergpredikasie preek die Here Jesus en hy sê, as jy net na 'n vrou kyk, hallo, dan het jy ook oorspel gepleeg. As jy in die Ou Testament iemand doodslaan, dan is jy 'n moordenaar. In die Nuwe Testament as jy iemand haat, is jy ook 'n moordenaar. Dan wil ek vanmôre vir jou sê, die genade van God is 'n kragtige eienskap, is 'n kragtige salwing wat jou en my spaar om te kan oplewe om soos Christus Jesus op hierdie aarde te lewe. Ons het nie wette nodig nie, ons het liefde nodig. So ek preek vanmôre vir jou die evangelie. Ek preek vir Gateway Gemeenskapskerk vanmôre die evangelie van 'n groot, almagtige, genadige, barmhartige, lankmoedige God. En as ons in lyn kom en in lyn bly daarmee, en ek gaan net vinnig daarby probeer uitkom, dan wil ek vir jou sê, gaan die Here ons help. Luister mooi, waarmee gaan hy ons help? Hy gaan ons help om die wolwe te onderskei wat onder sy kudde wil inkom. Maar dat hulle inkom, is klaar aan die gang, my broeder en suster. Die hele Rooms-Katolieke Kerk, God moet hulle red. Die Rooms-Katolieke Kerk het 'n mission, it became a mission field. Want Moeder Maria kan jou nie red nie. Homoseksuele kan jy nie trou nie. Dit is goed wat deur die kerk te goed gekeer word. Praat ek Grieks vanmôre of hoor jy my? My broers en susters, dis hoekom ek sê, dis waar ons is. En ons wil vanmôre hê dat God vertraag nie die beloftes soos sommige vertraging ag neem. Maar God gaan nie weer hierdie wêreld met water laat oorspoel nie. Daar kom vuur. Maar voordat die vuur kom, moet mense gered word wat God wil gered hê. En ek en jy as kerk en as lig op hierdie aarde en sout op hierdie aarde moet vanmôre 'n besluit neem. En dit is, who will we serve? Gaan ons wegraak in hierdie grys area van kinders van God? Hoe lyk hulle? Wie is hulle? As mense in hierdie gemeente inkom, God weet en ek dank die Here, ons is 'n vriendelike gemeente. We are hospitable, we are full of hospitality. Eugene het verlede Sondag oor gepreek. We are indeed a family. En ek is trots op en ek dank God daarvoor. Maar ek het een hengse probleem en dit is dat ek het nie die vermoë om in kort te sê wat ek moet sê nie. Maar dis waar ons is. Dis net 'n insert. Malagi 3. Toe het die wat die Here vrees met mekaar gespreek. Dis Ou Testament. En die Here het dit opgemerk en gehoor en daar is 'n gedenkboek voor die aangesig geskrywe vir die wat die Here vrees en sy naam eer. Nou ons kan baie keer sê vrees. Ag, Danie, ons vrees mos nou nie. My broer en suster, jy moet God vrees, man, asseblief. Vrees die Here. Hy eerbiedige vrees. Nie bang vrees nie. Hy eerbiedige vrees. As hy sien wat het God gedoen met 'n volk, met sy volk in die Ou Testament, sy kinders. En dan sê ek weer, dit is verskriklik as jy daar lees. Die Bybel sê uitdruklik daar in Numeri 16 en daar staan Datan en Abiram. Dit is verskriklik, maar God is soewerein. En God is 'n God van geregtigheid. God is a God of justice. My broers en susters, God kan nie sonde oorsien nie. God kan nie.
En dis wat ek net wil by uitkom voordat julle nou uit hierdie kerk uitgaan, want dit is so belangrik om dit te weet. Terwyl ons dit weet, moet ons dit weet. Maar die punt is, die Bybel sê, Abiram, Korag, hulle huisgesinne en hulle kinders, staan by die tent, by hulle tente se deure. En God sê vir Moses en Aaron net so, maak dat julle wegkom. Net so, die Bybel sê, maak dat julle wegkom. En hulle maak toe dat hulle wegkom. En terwyl hulle daar staan, toe sê Moses vir hulle, hierdie gaan nou 'n teken wees. Julle gaan nie sterf soos enige normale of die normale doodgaan proses wat daar was gaan plaasvind nie. Maar hierdie gaan 'n abnormale sterfte wees, sodat mense sal weet dat ek God is. En dat ek hierdie soortgelyke goed wil keer. En terwyl hy dit sê, toe skeur die aarde. Pa, ma, boetie, sussie, babetjie, lewendig. Is dit die God wat ons dien? Dis dieselfde God. God het nog nooit verander nie. Sy optrede teenoor sonde het genadiglik verander in en deur Christus Jesus. Daarom is daar 'n ewige hel. En mense gaan vir ewig in 'n helse vuur brand van swaal en vuur. 'n Poel wat brand. Die Bybel sê dit. Hoekom preek ek hierdie preek? Ek weet nie. Of weet ek? Ja, ek weet. Want siele moet by die Here uitkom. En ons moet God eer. En ons moet God vrees. En jy wat vanmôre in hierdie kerk sit, moet na jouself kyk. Bly by die Here. Nou, daar's baie goed wat pastore mee sukkel, omdat daar soveel druk geplaas word en baie dinge gesê word, eenmaal gered, altyd gered. Calvinisme, as God jou nie red nie, gaan jy nie gered word nie, want hy moet jou eers red voordat jy jou sonde kan bely. Die punt is net, die Bybel sê daar is 'n gedenkboek geskrywe vir die aangesig, maar laat ek net die ander punt maak is, my broer en suster, om by die Here Jesus uit te kom moet jy jou bekeer. Jy moet jou sonde bely en jy moet Jesus aanneem. Dis dit. Niemand word maar net gered nie. You have to make a decision. You have to make a decision. Almal wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Hulle wat in sy naam glo. Daar moet geloof wees, daar moet 'n natuurverandering kom. Nou luister wat sê die Bybel hier. En hulle sal my tot eiendom wees, hulle wat nou die Here vrees, nê. So sê die Here van die leerskare, op die dag wat ek skep, ek sal met hulle medelee hê, soos 'n man medelee het met sy seun wat hom dien. Dan, luister vers 18, dan sal julle weer die onderskeid sien tussen die regverdige en die goddelose. Daar kom 'n tyd, ek profeteer, hierdie is profesie. Daar kom 'n tyd in hierdie chaos, in hierdie moord, en ek praat ook nou van haat. Mense, daar's mense, daar's politikuste wat jou en my vanmôre in hierdie kerk haat, in so 'n mate dat hulle is ons moordenaars voor God. Hulle hoef ons nie eens dood te maak nie. Kom aan. Vice versa. Ek praat nie net van sekere kulture en nasionaliteite nie. Daar is mense op hierdie aarde, verskillende nasionaliteite, wat mekaar so haat, dat hulle is moordenaars voor God. En dit lei natuurlik na fisiese moord, na fisiese dood.
na oorlog wat doodmaak. Daar's moorde in 'n huwelik, daar's mans wat vrouens doodmaak, vrouens wat mans doodmaak, mans wat vrouens doodmaak. Daar het nou weer 'n vrou 'n man vermoor om 'n paar klompie erfgeld te kry. Dit noem 'n mens hebsug. Dit is 'n korrupte wêreld. Jy kan mense vir 50, 60, 70 jaar, 120 jaar toesluit in 'n tronk. As God sy hart nie verander nie, gaan hy net so daar uitkom. Die wet verander niemand nie. Geen wet. Die punt is net, jy moet God vrees. En as jy God vrees, sê die Bybel vir ons, dan sê die Bybel hier, daar gaan 'n tyd kom dat daar weer onderskeid gaan wees. My broer en suster, wees eerlik met my vanmôre. Dat 'n mens moet mooi kyk vandag om kinders van God. 'n Mens moet mooi kyk vandag om kinders van God en kinders van die Here. Ek veralgemeen nie, maar dit is so dat 'n mens moet mooi kyk om onderskeid te kry. Kinders van God ryk soos die wêreld, praat soos die wêreld, hulle bestuur soos die wêreld, hulle doen besigheid soos die wêreld, hulle vloek soos die wêreld. Daar maar jy is negatief vanmôre. God weet ek is nie negatief nie. God weet vanmôre, ek hierdie ou wat vanmôre vir julle staan, is nie negatief nie. Daar's 'n hart geroep in my binneste dat die wêreld sal weet daar's onderskeid tussen die kerk, die bloedgewaste kinders van God en die goddelose. Daar's 'n onderskeid tussen die goddelose en tussen die kerk van die Here Jesus Christus. Hy sê, dan sal julle weer onderskeid sien tussen die regverdige en die goddelose, tussen die wat God dien en die wat hom nie dien nie. My broer en suster, as genade die kerk het waar hy vandag is, en daar is hypergrace, en God het jou lief soos jy is, jy kan maar, dit maak nie saak nie, mense kry die boodskap, hulle kan maar aanhou rook, hulle kan maar aanhou vloek, hulle kan, nou nie dat ek sekere sondes uitsonder nie, alle sondes, mense kan maar net aangaan, solank jy net by Jesus uitkom, solank jy net Jesus aanneem, dan kan jy maar bly soos jy is, want die volmaakte prys is betaal aan die kruis. Jy het 'n ander natuur gekry, so nou kan jy maar lekker rustig wees. Wanneer jy kwaad word, word maar kwaad. Wanneer jy wil gryp na 'n bottel drank, wanneer jy stres het, drink jy maar drank. As jy wil vloek, wanneer jy wil vloek, vloek nou maar, want Sondag kan jy weer kom nagmaal gebruik. Wanneer jy wil oreer, gaan oreer. As jy vigs kry, moenie worry nie, bely net, solank jy net sterwe in Christus. As die evangelie daai klank het, dan is dit nie meer die evangelie nie. Nothing. Nou, sê die Bybel hier, daar gaan 'n onderskeid kom. En dit is wat nou gaan gebeur, in die tyd waarin ons lewe. Daar gaan so duidelike onderskeid kom, tussen die wat God dien, luister wat sê hierdie vers, daar gaan onderskeid wees tussen die regverdige en die goddelose. Wat maak die regverdige? Hy dien God. Wat maak die goddelose? Hy dien nie God nie. Nou wil ek jou net daar wys, my broeder en suster, liewe gemeente, wat God so lief het, dat hy sy seun vir jou gestuur het, om te kom sterwe. Dat hierdie wederstrewiges, wat gesterf het, was deel van die kinders van Israel. Dis deel van die volk van God. Maar het gerebelleer. Daarom kan ons God dankie sê vanmôre vir sy genade, unmerited favor. Ons hoef nie meer siviele wette te doen nie, ons hoef nie meer seremoniële wette te doen nie, ons hoef nie meer die 10 gebooie uit te voer, soos dit daar geskrywe staan nie, in die sin van, ons moet dit doen. Dit is God se karakter. Maar ons doen dit nie omdat dit 'n wet is nie, ons doen dit omdat ons God liefhet. Sê saam met my amen. Met ander woorde, as jy opslip in een van daai gebooie,
En jy stel soos iemand wat ons nou gelees het weer, iemand wat op 'n Sabbatsdag hout bymekaar gemaak het. Toe gaan vertel hulle dit, iemand het gaan klik op hom. Hy het hout opgetel en toe word hy doodgegooi met klippe. Omdat hy hout opgetel het op 'n Sabbat. Jy sien, maar nou trek ons al hierdie goed bymekaar en ons kom by hierdie vers uit. Maar ek wil net julle daarop attent gemaak het op daai gedagte en dit is ons moet skyn soos ligte te midde van 'n krom en verdraaide geslag. Jy kan nie met 'n vuil lamp skyn te midde van 'n krom en verdraaide geslag. Sê saam met my. Jy kan ons nou nie lig gee as jy nie lig het nie. In hom was die lewe en die lewe was die lig van die mense. Wat praat ons van as ons praat van lig? Mense, ek wil vanmôre vir jou sê, liewe broeder en suster, God hoor my vanmôre. Wat 'n voorreg om Jesus te laat skyn in en deur jou lewe. Wat 'n voorreg om die verderf uit te hou deur jou optrede. Deur die evangelie te leef, te wees en om Christus se invloed en sy krag en sy genade in en deur jou te laat vloei. Nou luister wat sê die Bybel hier. Ek weet nie of ek daar moet ingaan op nie. Anders gaan ek dit nou afskeep. Maar die punt is dit. Ek gaan net hierdie vers lees en wil ek net een woord daar uithaal. Vers 10. Daarop het die Here vir Moses gesê: "Bring die staf van Aaron terug voor die getuienis om dit te bewaar. As 'n teken vir die wederstrewige." Okay? Dit beteken ook nou vir kinders van God wat terugval. Ek preek nou die jare terug op Maranatha Park, toe staan 'n swart pastoor daarop en hy spreek die vergadering toe en toe was pastoor F.P. Moller nog die moderator. Hy sê, broer voorsitter, ons moet weer die ou evangelie preek. Die nuwe evangelie het nie krag nie. En toe hy dit sê, toe hoor ek hom. Richard Ngeri in Natal het iets soos in die 20 dooies opgewek. Dooies. Kom praat met ons pastore daar op Klerksdorp by 'n pastoorsretreat. En hy praat daar, onthou dit tot vandag toe, dit was in 1985, 86. Praat hy met ons uit 1 Petrus 5 uit, hy sê, servants of God, you must set an example. Set an example. Hy het dit seker 50 maal gesê. Set an example. Be shepherds of the flock by setting an example. Deur die wet? Nee. Deur die lewe te leef van Christus Jesus. En jy as kind van God, dis al hoe ons hierdie wêreld gaan wys, hoe moord kan ophou. Hoe haat kan ophou. Hoe mense by die Here kan uitkom. Nou hier is die gedagte wat ek net wil by jou los, terwyl ons nou gaan nagmaal gebruik. Bring die staf van Aaron terug voor die getuienis om dit te bewaar, as teken vir die wederstrewiges. Luister mooi, en bevry my eintlik van hulle murmureringe, dat hulle nie sterf nie. Het jy mooi gehoor? Moses, kom bevry my asseblief. Bevry my van hulle murmureringe, because God is a God of justice. Jy en ek, my broeder en suster, en hier kom die genade in.
Wie is daai staf? Die Bybel is vol daarvan. Maar Jesus Christus is daai staf uit die stam van Levi, uit die stam van Juda. Juda en Manasse, hulle het aan die regterkant, aan die ooste kant, hulle vaandel opgeslaan, en Levi en die priesterdom was by hierdie ingang van die tempel, van die tabernakel. So Jesus kom uit die stam van Juda, maar dit is ook vanuit hierdie afdelings, waaruit die Lewiete stam, en ons weet die Lewitiese priesterskap het ons nou verander, Hebreërs 7 en al die ander verse, maar die punt is net wat ek wil sê, Jesus het vir ons die ewige hoëpriester geword, en sy staf, wat sy bediening is, sy lewe is, sy lig, sy genade, is soos die staf van Aaron. Aaron was die hoëpriester, wat gebod het, en die feit dat hy gebod het, blomme gemaak het, vrug gedra het, en dit was 'n amandeltak. Nou amandel spreek ook van lig, van lewe, van teenwoordigheid. Amandel beteken ook, dit is die bloeisel, dis die boom wat ander bome wakker maak om te bloei, om te begin vrug dra. En dit is ook wat in Jeremia se mond gesit is, en dit is wat God ook vir Jeremia gewys het. Maar wat ek vanmôre wil sê is, in Christus Jesus, luister mooi, hulle moes die amandel, die staf van Aaron, moes hulle terugvat na die teenwoordigheid van die Here. Ek en jy is ingeënt in die boom van die lewe. Amandel, olyfboom, wingerdstok. Hoor jy wat ek sê? Jy kan alleenlik wanneer jy in Christus is, nie in 'n kerkdoktrine nie. Nie in leerstellings wat mense kompromie laat aangaan en teen God se woord is nie. Jy moet in Christus wees. Waar is Christus? Paulus sê, as ons tempel is van die Heilige Gees, dan behoort ons aan Christus en Christus aan God. Jy kan nie wanneer die tempel 'n tempel maak van 'n oreerder of van vleeslike dinge nie. Jy moet in Christus wees. En daarom wil ek vanmôre weer sê, as jy kom nagmaal gebruik, my broer en suster, dan is dit so, deur God se genade, het God homself bevry van om toornig te wees oor jou. Die bloed van Jesus het aan die boom, the tree of life, het aan die boom van die kruishout gesterwe. Hy het die vloek gebreek, en hy het, wat die profete vir ons keer op keer sê, hy het die spruit geword van Dawid. En daarom is ek en jy vanmôre 'n loot vanuit die wingerdstok. Ons is ingeënt in die makolyfboom. En ek en jy het vanmôre deur God se genade God bevry om toornig te wees oor jou. Deurdat jy sy woord aanvaar, deurdat jy geloof in sy saligheid sit en dat Jesus nou in jou woon. Anders was ek en jy vanmôre dalk saam met Korag en Datan en Abimeram. Anders was ons vanmôre dalk saam met die ou wat hout opgetel het op 'n Sabbat. Is jy saam met my? Wat 'n woord! Wat 'n woord! Dat ek en jy moet weet vanmôre, dis waar God se welbehae oor jou kan wees en oor jou kan bly. Nou luister nou mooi my broer en suster. God sê uitdruklik vir Moses en Aaron, vat hierdie staf terug. As daai staf buitekant gebly het, dan het hy verwelk. As die staf van Aaron buitekant gebly het, dan het die vrugte verdor. Hy moes voor die ark van die getuienis weer gaan neergesit word. Inteendeel, die Bybel sê ook verder vir ons, hy was selfs in die ark. Hoekom?
want dis daar waar die teenwoordigheid van die Here is. Dis daar waar die aangesig van die Here is. So dit is hoekom ek en jy moet weet, dat ons sit in Christus, in hemelse plekke. En ons is sy maaksel, geskape in Christus, tot goeie werke. Daarom sê die Bybel, moenie voor my aangesig afgode bring nie, Israel. Moenie klippilare oprig nie. Bly by my insettinge en my verordeninge deur dit te doen. En nou kom hierdie evangelie wat ons vandag preek en ons haal die doen uit, maar die Bybel sê uitdruklik, Jesus het gesê, as jy na my luister en doen. Ons moet 'n evangelie wees wat besig is om vrug te dra. En hoe kan jy vrug dra? Jy moet die amandelstaf wees in die teenwoordigheid van die Here. Kan jy hoor wat ek sê, my broer en suster? Hoe baie keer preek ons hierdie goed? In hom leef ons, beweeg ons en is ons. Maar die kerk is nie meer so lekker in hom nie. Ek sê nie dat ons nou verlore is, ons het mos nou saligheid, wedergebore, dis mos nou in ons gees. Maar is jou siel in God? Is jou begeertes onder beheer? Is jou tong onder beheer? Rein en onbesnede godsdienst is dit dat jy die weduwee en die wese sal besoek in hulle verdrukking en al die ander goeters en jou tong sal bewaar dat hy nie jou hart mislei nie. Moenie laat jou tong jou hart uit die teenwoordigheid van God uithaal nie. Hierdie is 'n magtige boodskap, ek het net nie tyd om te preek nie. Maar wie hoeveel seën is in hierdie boodskap? Wie hoeveel seën en deurbraak en autoriteit, want dis alleenlik van voor die aangesig, want dis wat die getuienis beteken. Dit was die aangesig van God. Dis waar God gewoon het. Vra maar vir Obed-Edom. Vra maar vir die Filistyne toe hulle sukkel met die ark. En met paragees en onreine goed begin sukkel. My broers en susters, ons dien 'n heilige God. Daarom wil ek vanmôre vir jou sê, as jy en ek die vrug, dis hoekom ek sê, ek weet baie keer nie, ek weet nie wat ek altyd moet sê en hoe ek dit moet sê nie, en waar ek is in my eie lewe en my bediening wat God vir my in Christus gegee het, maar ek wil net dit sê, ek kan een ding nie verstaan nie, en dit is 'n diepliggende, geïnspireerde oortuiging, genadiglik, en ek staan ook hier uit God se genade, want ek moes ook al hemel toe gegaan het, as dit nie vir God se genade, of ek sou al, as dit nie vir God se genade was nie, ek kan saam met Werner getuig, klap die duiwel my met 'n beroerte daar in Nelspruit, en ander dinge wat in my lewe gebeur het, in my kinderlewe, maar ek staan net vanmôre hier voor u, en ek vra hier die groot vraagteken. Ons quoteer al hierdie magtige skrifte. Ons is meer as oorwinnaar deur die Here Jesus Christus. God is met ons. Ons is lig in hierdie duisternis. Deur die wonde van Jesus is ons genees. Ons het hierdie sleutels van die koninkryk. Ons bind en ons ontbind. En nou is ek baie versigtig hoe ek dit goed sê, maar my broer en suster, is daar demonstrasie, is daar kwalifikasie, is daar 'n manifestasie van alles wat ons sê, het ons die vrug van die Gees, liefde, blydskap, vrede, het ons liefde vanmôre, is ons in die teenwoordigheid van God, is hierdie mandelstaf, hierdie staf van God se seun Jesus Christus, die ewige hoëpriester, is hy besig om vrug te dra in en deur ons, want dis mos nou die vrug van die Gees. Hy het ons liefde, want hier ry hy oor die stopstraat, dan vloek ons hom. Maar ons is nou hierdie amandeltak, wat 'n vrug dra ons. Het ek lankmoedigheid, kan ek my vrou vergewe, kan ek my man vergewe, kinders van God sukkel. Ons sukkel. Ons kan nie ons vrede behou nie. Trump, jy moet nou iets doen. Nee, los vir Trump, bid net vir hom. God het dit klaar gedoen aan die kruis.
Die vraag vanmôre is jy in die teenwoordigheid van God? Is jy en ervaar jy en kan jy besef vanmôre dat jy het God bevry deur die genade van die Here Jesus Christus aan te neem? Dat hy in jou plek gesterf het, dat jy nie meer hoef te murmureer nie, dat jy nie meer ongeduldig hoef te wees nie, dat jy nie meer siek hoef te wees nie, dat jy nie meer al hierdie dinge van wat die vlees van praat, toorn en haat en nait en verslawing. Ek vra vanmôre my broer en suster, ek preek my hart uit vanmôre vir julle. Ek wil vanmôre vir jou sê, het ons God bevry deur die genade van die Here Jesus Christus deur hom aan te neem? En dat ons nie nodig het om verder in ongeloof te spreek nie. Dat ons nie verder nodig het om vrees te spreek nie. Dat ons nie verder nodig het om tension en haat en nait in ons huwelike en in ons kinders en vrees deelagtig te wees nie. Want God het ons nou nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Maar ervaar ons die feit dat God bevry is. Hoor jy wat ek sê? Can you hear the word of God this morning? That we have delivered God by the grace of the Lord Jesus Christ, who gave us the wat is toestemming? Kom julle Engelsmanne. God gave us the permission to set him free by grace, so that he don't have to be wrathful upon us. Dis al verskil tussen die God van die Ou Testament en die Nuwe Testament. Dis al verskil. Jesus het ons kom bevry. Jesus het God, sy Vader, wat nou jou en my Vader is, kom bevry, dat God ons nie doodslaan nie. Dis die evangelie. Nou is die vraag, maak ons daarvan gebruik? Nou sal mense dit push. Jy weet, pastoor, hoeveel kan ek drink? Pastoor, is dit en dat sonde? Pastoor, dit en dit. My broer en suster, die Here wil vanmôre vir jou sê, lê die vlees af. Sê saam nou amen. Is dit 'n kwaai woord? Anders gaan ons geen onderskeid sien tussen die goddelose en die regverdige nie. Hoor hierdie pastoor se hart vanmôre. Because the church will amalgamate, will flow into the world's habits and their conduct. Hulle gaan praat soos die wêreld, hulle gaan dink soos die wêreld. Ons gaan optree soos die wêreld, maar daar gaan 'n onderskeid kom as ons God vrees. Hoe vrees jy die Here? Gaan lees maar Jesaja. Hy sê as jy die woord doen, dan vrees jy God. If you do the word, praise die naam van die Here. Nou, kom asseblief volgende Sondag. Kom ons staan. Kom ons staan. Loof die naam van die Here. Prys die Here. Halleluja. Here Jesus, baie dankie dat U vir ons in die teenwoordigheid van God die Vader ingegaan het. Dankie dat U die wynstok is. Dankie dat U die olyfboom is. Dankie dat U die palmboom is. Dankie dat ons die vrug kan dra in en deur U, wat die toorn van die Vader van ons al weghou, en dat daar vergifnis vloei wanneer ons sonde doen. Dat daar vergifnis kom, bevryding kom, wanneer ons doen wat U nie behaag nie. Dankie dat die genadige Gees, en dat ons in en deur die genade geregtigheid kon word voor U, o Vader, in Christus Jesus. Dankie dat ons vanmôre in hierdie kerk kan staan
en kan hoor dat die prys vir sonde was die grimmigheid en die toorn van God op sy eie seun. Om ons in die teenwoordigheid van die Vader en voor U in te neem, Here Jesus, is vir ons so groot voorreg, en dat ons U Vader, ons Vader vanmôre kan noem, en dat ons die bloed van Jesus vanmôre kan admireer, en dat ons dit kan waardeer, dat ons dit kan respekteer, en dat ons kan verstaan, dis die bloed wat nou deur ons vloei, wat ons reinig, wat ons heilig, en dat ons nie deur al daardie seremoniele wette hoef te gaan nie, om ons klere te was, en dat ons liggame moes bad, en dat ons moes tortelduwe offer, en beeste, beweegoffers en hefoffers. Here, dat ons deur al daardie goed hoef te kom nie, maar dat U vir ons, Here Jesus, die volmaakte lam geword het, en dat ons vanmôre aan hierdie tafel kan sit, en dat ons vanmôre sal weet, daar is oorwinning oor sonde, daar is oorwinning oor verslawing, daar is oorwinning oor onvergewensgesindheid, daar is oorwinning oor onheilige emosies, daar is oorwinning oor alle skuldgevoelens, daar is oorwinning deur enige demoon wat mense gebind hou, en dit sluit kinders van God in. Here, dat ons sal weet dat die duiwel kan werk en hy kan Christene vashou in ons siel en in ons emosies en wat ook al die geval is, en dat ons vanmôre kan hoor dat ons vanuit die troonkamer, vanuit die hemelse tabernakel, want dit is wat die aardse tabernakel was. Dit was 'n teebeeld van die hemelse, en dat U met die eie bloed, Here Jesus, ingegaan het om ons vanmôre te bevry, en dat wanneer ons dit aanneem, bevry ons U, o God, van die toorn wat regmatig eintlik ons deel is, maar U help ons en U beskerm ons deur U eie offer as ewige hoëpriester. Ons seën U vanmôre, en wanneer ons nou aan die tafel kom sit, dat ons dit so sal beleef in die naam van Jesus Christus. Dankie, Here. Ons seën hierdie tafel in Jesus naam. Amen. Amen.